Ons maak die Bybels oop by Josua, daarvan hoofstuk 8. Josua hoofstuk 8. By die vorige geleentheid het ons stilgestaan by Josua 7 en ons het dit genoem deel 1 van 2. Die verowering van Ai is die fokus. En in hoofstuk 7 het ons gesien hoe die Here gesorg het dat die volk verloor. Met 'n klomp gesneuweldes van Israel keer hulle terug en moet hoor, hulle het by die Here gesteel. Hulle het by die Here geneem en 'n herstel moes plaasvind en Agan sterf en die Here se woede is afgeweer en dinge is weer herstel. Ons lees in hoofstuk 8 nou die volgende deel. Ons gaan 'n gedeelte nie saam lees nie weens die tyd, maar ek sal vir u sê waar ons heen spring. Ons lees saam vanaf vers 1. Daarop sê die Here vir Josua: Wees nie bevrees of verskrik nie. Neem al die weerbare manskappe met jou saam en maak jou klaar. Trek op na Ai. Kyk, ek gee die koning van Ai en sy volk en sy stad en sy land in jou hand. En jy moet met Ai en sy koning doen, soos jy met Jerigo en sy koning gedoen het. Net sy buit en sy vee mag julle vir julself buit maak. Stel vir jou 'n hinderlaag op teen die stad aan die agterkant. Toe het Josua hom gereed gemaak met al die weerbare manskappe om op te trek na Ai. En Josua het 30.000 man dapper helde uitgesoek en hulle in die nag uitgestuur en aan hulle bevel gegee en gesê: Kyk, julle moet in die stad 'n hinderlaag opstel aan die ander kant van die stad. Moenie te ver van die stad af weggaan nie en hou julle almal gereed. En ek met al die manskappe wat by my is, ons sal na die stad toe aankom en as hulle dan 'n uitval maak om ons te ontmoet, soos die vorige keer, sal ons voor hulle uitvlug. En hulle sal uittrek agter ons aan totdat ons hulle van die stad afgesny het, want hulle sal dink, hulle vlug voor ons uit soos die vorige keer, en ons sal voor hulle uitvlug. Dan moet julle uit die hinderlaag opstaan en die stad inneem, want die Here julle God sal dit in julle hand gee. En as julle die stad verower het, moet julle die stad aan die brand steek. Na die woord van die Here moet julle handel. Kyk, ek gee julle bevel. Dan lees ons vanaf vers 9 dat hulle opgetrek het en aan die weste kant van die stad het die manskappe gaan plek inneem. Daar het hulle gaan 'n hinderlaag opstel. Dan lees ons verder dat hulle opgetrek het nadat die manne vir die hinderlaag reggestel is. Ekskuus, hier is iets op die klankstelsel wat regtig gestuur. Draai vir my eers net die volume op die eerste kanaal net bietjie af. Klein bietjie af, ja. Vanaf vers 13 lees ons dat hulle gereed maak om op te trek na die stad en toe die koning hulle bemerk, ek lees verder van vers 14. En toe die koning van Ai dit bemerk, het die manne van die stad hulle in die vroegte gou klaargemaak en uitgetrek om Israel in die geveg te ontmoet. Hy en al sy manskappe op 'n afgesproke plek voor die vlakte, maar hy het nie geweet dat daar vir hom agter die stad 'n hinderlaag lê nie. En Josua het die hele Israel het hulle laat verslaan voor hulle en gevlug in die rigting van die woestyn. Al die manskappe in die stad is toe opgeroep om hulle agterna te jaag. En terwyl hulle Josua agtervolg, is hulle van die stad afgesny,
sodat niemand in Ai en Bet-El oorgebly het, wat nie agter Israel aan uitgetrek het nie, en hulle die stad laat oop laat staan, en Israel agterna gejaag. En die Here het vir Josua gesê, steek die spies wat in jou hand is uit na Ai, want ek wil dit in jou hand gee. Daarop steek Josua die spies wat in sy hand was na die stad uit, en die hinderlaag het gou van sy plek af opgestaan en gestorm, net toe hy sy hand uitgesteek het. En hulle het in die stad ingekom en dit ingeneem, en die stad gou aan die brand gesteek. Toe die manne van Ai agter hulle omkyk, sien hulle hoe die rook van die stad na die hemel optrek. Maar hulle het geen kans gehad om hierheen of daarheen te vlug nie, want die manskappe wat op die vlug was na die woestyn, het omgedraai teen die vervolgers. Toe Josua en die hele Israel sien dat die hinderlaag die stad inneem en dat die rook van die stad opstyg, het hulle omgedraai en die manne van Ai aangeval. Daarop trek die uit die stad uit hulle tegemoet, sodat hulle tussen Israel ingeraak het, 'n deel diskant en 'n deel anderkant. En hulle het hul verslaan totdat daar niemand van hulle oor was wat vry geraak of ontvlug het nie. Maar hulle het die koning van Ai lewendig gevang en hom na Josua gebring. En nadat Israel al die inwoners van Ai in die veld, in die woestyn, waar hulle hul agtervolg het, geheel en al van kant gemaak het, en hulle almal tot die laaste een toe deur die skerpte van die swaard geval het die hele Israel teruggekom na Ai, en dit met die skerpte van die swaard verslaan. Al die gesneuweldes op die dag, manne sowel as vroue, was 12.000, al die mense van Ai. En Josua het sy hand met die uitgestrekte spies nie teruggetrek, voordat hy al die inwoners van Ai met die banvloek getref het nie. Net die vee en die buit van daardie stad het die Israeliete vir hulle buit gemaak, volgens die woord van die Here, wat hy Josua beveel het. Toe het Josua Ai verbrand en daarvan 'n pynhoop gemaak vir ewig, 'n wildernis tot vandag toe. En die koning van Ai het hy aan 'n paal opgehang tot die aand toe, maar teen sonsondergang het Josua bevel gegee dat hulle het sy lijk van die paal afgehaal en het by die ingang van die stadspoort gegooi en 'n groot hoop klippe op hom gestapel wat vandag nog daar is. Toe het Josua 'n altaar gebou vir die Here, die God van Israel, op die berg Ebal, soos Moses die knecht van die Here die kinders van Israel beveel het, soos geskrywe staan in die wetboek van Moses, 'n altaar van ongekapte klippe, waaroor geen yster geswaai is nie. En daarop het hulle aan die Here brandoffers gebring en dankoffers geslag. En daar het hy 'n afskrif van die wet van Moses op die klippe geskrywe, wat hy geskrywe het voor die oë van die kinders van Israel, terwyl die hele Israel met sy oudstes en die opsigters en sy regters aan weerskante van die ark staan, teenoor die Levitiese priesters, die draers van die verbond ark van die Here, die vreemdeling, sowel as die kind van die land. Een helfte daarvan teen die berg Gerizim en die ander helfte teen die berg Ebal, soos Moses die knegt van die Here tevore bevel gegee het om die volk van Israel te seën. En daarna het hy al die woorde van die wet voorgelees, die seën en die vloek. Net soos dit geskrywe staan in die wetboek. Daar was geen woord van alles wat Moses beveel het, wat Josua nie voorgelees het voor die vergadering van Israel, met die vroue en die kinders en die vreemdeling wat onder hulle saamgetrek het nie. Geliefdes in ons Here Jesus, die hele gedeelte sal oor hoofsin behandeling geneem word in die prediking. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kyk ons na hoofstuk 7 as deel 1 en nou hierdie gedeelte as deel 2, dan kan ons die vraag vra, en hierdie vraag is geldig vir alles en alle tye, is daar enige iets wat ons kan aanpak, sonder om die wil van die Here daaraan te soek? Is daar enige saak wat ons kan aanpak,
beplan, probeer uitvoer, sonder om die wil van die Here eers daarin te soek, en dan voort te gaan? Gegewe die geskiedenis van Josua 7, is die antwoord nee. Wanneer ons eie geskiedenis onder oog neem en vra, het ons al probeer stap waar ons nie moes nie, omdat ons gedink het is 'n goeie plan, maar ons het uiteindelik nie daar uitgekom nie, want ons kan nie self daar kom nie. Ons mislukkings in ons lewe is 'n getuienis van die feit dat ons gebroke mense is. Die feit dat niemand volmaak reg kry in hierdie lewe, wat elkeen beplan nie, sê iets van ons vermoë. Ongeag opleiding, vaardighede, talente, voorgeslag, ouerhuis, geld, gawes, kom niemand presies reg altyd nie. Wat sê dit van die mensdom? Nie een persoon het sogenaamde sukses bereik sonder 'n mislukking nie. As daar net een was daar min mislukkings. Maar daar moes wees. Wys my watter kind stap sonder om te val. Watter kind word groot in ons huis sonder om iets te breek? Wie gaan verby sonder berisping, bestraffing of vermaaning, asof ons alles in die lewe kan reg doen? Watter kind is volmaak gehoorsaam? Ouers, ken nie een. Hande op. Dis 'n simbool van ons gebrokenheid. Dis 'n simbool van wie ons is. En daarin lê ons hoop. Ons kom nie altyd reg die eerste keer nie. Dank die Here. Want as ons dit kon regkry, was ons die Here en nie hy nie. Die perspektief wat hierdie hoofstuk 8 vir ons gee, is hoe God werk wanneer hy werk, hoe hy die uiteindes bepaal van wat bepaal moet word, hoe hy laat gebeur wat volgens sy plan in werking is, sonder dat die mens dit kan verander. Die Here is nie skaam oor Ai se eerste verlies, of die 36 man wat gesterf het nie. Want ongehoorsaamheid is nie aanvaarbaar voor die Here nie. Eie geregtigheid, en dit is nie so beskrywe daar nie, maar wanneer ons op ons eie planne werk, is dit eie geregtig. Josua, moenie bekommer nie, 2 of 3000 man is nodig, die stad is maklik om te verower, moenie die res van die manne vermoei, dat hulle moet trek nie, dat ons almal daar moet wees nie, ons gaan hierdie stad maklik vat, glo ons Josua, glo ons. Hierdie gedeelte begin met die Here se plan. Daarop sê die Here vir Josua: Wees nie bevrees of verskrik nie, neem al die weerbare manne. Al die weerbare manne, moenie bang wees nie, vat al die weerbare manne. Maak jou klaar, want ek gee die koning van Ai in jou hand. Here het klaar gewen, maar hulle moet optrek, almal. Hoe? Die Here werk baie besonders hier, nie soos in Josua 6, waar hy gaan sê, stap eenmaal om die stad, gaan rus, nog eenmaal om die stad, gaan rus, nog eenmaal om die stad, gaan rus, laaste dag 7 maal, dankie, vat die stad. Stap, bietjie stap, nog stap, nie daai plan nie, ander plan. Meer konvensioneel, meer gewoon, meer soos ons gewoonlik oorlog maak, maar die Here het 'n baie mooi hinderlaagplan in hierheen ingewerk, waar hy reeds sê, Josua gaan, vat 30.000 man,
Onthou, hulle het net 3000 man vorige keer gestuur. Van 30.000 man stuur hulle die nag vooraf. Laat hulle in die weste kant van die stad, en daar was 'n vallei met berge gemaak, waar die kraanse mense kon wegsteek. En dat hierdie stad 30.000 mense nie kon sien nie. Hoor die wonderwerk. 30.000 man kon nie gesien word wat die vorige nag aan die weste kant van hierdie stad skuiling kom vat het nie. En 30.000 man kruip weg op die wag vir die volgende dag se geveg. Josua kom van die noorde kant af, dis so die stad se poort is daai kant, van die voorkant van die stad af kom hy in, en soos hulle aangemars kom, sien die koning se wagte, hier kom manne, laat die koning weet, die koning sê, gaan hulle tegemoet. Dis alweer Israel. Sou ons kon dink, hoe sou hy dit sê? Dis alweer Israel, ons het hulle mos laas keer verslaan, hierdie keer vat ons hulle vinnig. Met 'n klein aantal hoeveelheid man, daar word nie gesê presies hoeveel nie, kom Josua aan. Minder manne as wat reeds wegkruip, maar meer manne as wat die vorige keer opgeruk het. En die Here se plan werk so. Dit gaan lyk soos vorige keer. Dit gaan lyk soos die vorige slag. Ons kom aan gestap, ons sien die manne kom, in plaas van om te probeer veg, draai ons vroeg al om. Ons draai vroeg al om. Sal die ander manne sê, ja, hardloop julle bangbroeke. Ons gaan vir julle verslaan, en dan soos hulle nader kom om Israel weer te probeer verslaan, kyk die manne om, want Josua het intussen sy spies in die lug gesteek. Hy het sy spies in die lug gesteek. Die 30.000 man het uit hulle plekke waar hulle geskuil het gekom, die stad binne gegaan, en die stad begin inneem en in die brand gesteek, en die vlamme het begin brand, en die rook het opgegaan. En hier staan ons buite die stad, die poorte is oop. Ons het die stad net so gelos. Dink hier die benoudheid in van hierdie soldaat wat terugkyk en sê, wat gaan met die stad aan? Wie het ons stad nou net binne getree? En as hulle omdraai, om hulle stad te probeer beveilig, kom die soldate uit die stad, hulle tegemoet, en hulle is omsingel, en is verby vir Ai. Een belangrike waarheid wat hierdie stuk geskiedenis vir u en vir my leer, is dat ons moet een ding verstaan. As 'n klein hoeveelheid mense opruk in diens van die Here, en die Here het gesê gaan, is ons genoeg. Inteendeel, ons is te veel. Want dit maak nie saak hoeveel opruk nie, as die Here met jou is julle te veel. En niemand sal voor julle stand hou nie. Wat hier by Ai gebeur het, en baie vinnig verduidelik, was God wat opgeruk het, alhoewel hy verwarring geskep het. 'n goeie strategie van hulle gegee het, wat klink soos goeie oorlogsvoering, is dit nog God wat hierdie stad lam lê en vernietig. Hoekom? En baie vra die vraag oor Josua en die verowerings. Hoekom so erg en so gewelddadig? Mense wil nie eers sulke goed lees nie. Hoekom moet ons oor die oorloë lees? Want dit is nie 'n oorlog van mens teen mens nie. Daar was nie 'n Israeliet wat gesê het, ons verklaar oorlog teen Jerigo. Nee, daar was nie een nie. Daar was nie een Israeliet wat gesê het, ons verklaar oorlog teen die hele Kanaan. Daar was nie een wat dit gesê het nie. Maar daar was een God wat gesê het, die sondes van hierdie land, wat weier om my te erken as God, is vol, sê die Here vroeër in die Ou Testament. En jy, Josua, wie se naam beteken verlos, God verlos. Jy sal hoor die woord Jesus afgelei daarvan.
En dat wanneer Israel die land betree, is God met 'n verlossingspad besig. Hy is met 'n verlossingspad besig. Hy wandel deur die Jordaan droogvoets met sy volk. Hy mars op. Hy maak hulle bevrees, bevange en beangs, want die God van Israel is op pad. En wanneer Jerigo se mure in mekaar tuimel sonder dat iemand 'n klip teen die muur gegooi het, enige iets gedoen het om die mure te laat val, het God hierdie mure laat val en die vrees van Kanaan is groot. Wanneer Josua bid en sê, Here, is dit moontlik dat U ons laat verloor, dat die mense van hierdie land skielik nou sal dink hulle kan ons oorwin, is Josua se gebed iets van, kan dit wees dat ander mense dink God is nie groter nie? Want as God met ons is, kan niemand teen ons wees nie. Romeine 8:31. En wanneer die eerste neerlaag plaasvind, is dit so dat mense sê, kyk, ons het julle gevat, nee, ons het vir julle gewen. Kom maar weer. En dit doen jy nie met die almagtige God nie. Jy kan nog vir 'n mens iets probeer sê, soos kom maar weer. Jy kan maar vir 'n mens probeer sê, probeer maar weer. Jy kan maar vir 'n mens sê, maak 'n beter plan. Maar vir die God van hemel en aarde is daar nie so iets nie. Hy is die plan. En daar is niks wat voor hom kan bly staan nie. En daarom is die eerste saak van hierdie tema God oorwin. En Israel met hom saam. Dis die Nuwe Testamentiese Openbaringboek se boodskap ook. God oorwin en die kerk met hom saam. Jy sien so vooraf skadu van die laaste oordeel, wanneer jy deur die bandvloek geskiedenis lees. Want God kom en hy kom verwyder geloof. Hy kom verwyder ongeloof. Hy kom verwyder die ongeloof uit Israel se nuwe woonplek. Hy vat Kanaan se ongeloof stad vir stad weg. En hierdie is die laaste hoofstuk wat handel oor die sentrale verowering van die land. Hy haal die Baal godsdiens aanbidders uit, wat in die middel van die land bly. En hy vernietig hierdie stad met die bandvloek man, vrou en kind. Niemand, daar's nie 'n nageslag van geloof wat oorbly nie. Almal is weg. Want God laat geloof seëvier. Hoe weet ons dit? Die laaste deel van hierdie hoofstuk vanaf vers 30 handel oor die geskiedenis by Ebal en Gerizim. Wanneer Ebal 'n berg is en Gerizim baie naby, vorm dit 'n natuurlike vallei en dan word vertel dat dit soos 'n groot amfitheater gedien het. En wanneer man, vrou en kind optrek hiernatoe, laat die Here 'n altaar bou op Ebal en kyk mooi met ongekapte klip. Dit beteken klip in die oorspronklike vorm. Die klip mooi gemaak vir bouwerk nie. Oorspronklike klip gepak en 'n altaar moet daar gemaak word. 'n Altaar moet gemaak word. Daardie klip word dan gebruik vir offers. Wat word geoffer? Brandoffers en dankoffers. Wat wys die Here God Almagtig? Wat wys hy? Hy kom wys, ek het oorwin, Ai is verslaan. Glo my. Glo in my. Wanneer jy die offer bring, bring jy 'n dier wat rein is. Die bloed van daardie dier moet dien as versoeningsoffer tussen God en mens. Versoeningsoffer tussen God en mens. Vandag kyk ons na die water in hierdie doopvont, en die water in hierdie doopvont wys na die bloed van 'n lam. Die bloed van die lam. Want die teken van brood, wyn by nagmaal en die teken van water by die doop wys na dieselfde, dit wys na Christus se versoeningswerk. En wanneer Israel na oorlog gevat word na versoeningswerk, word hulle gevat na aanbidding en 'n verlosser.
Die voorafskadu van die bloed, wat na Christus wys, sou nog duideliker en duideliker word, soos Israel se geskiedenis verder gevoer word. Maar ons het reeds die bloed aan die kusyne in Egipte wat dit ingelei het vir hulle. Julle moet weet, dat daar waar die bloed is daar lewe. Waar die bloed nie, was daar elke eersgeborene dood. Julle is nou pas weggegaan vanaf Jerigo na Ai. Maar voor julle by die oorwinning kom, moes julle deur die verlies gaan. Julle moes vir Agan begrawe. 'n verlies wat julle moes ly van ongehoorsaamheid. En 'n oorwinning moes julle oorleef deur gehoorsaamheid. Met genade in hierdie God. En daarom nie net 'n brandoffer wat 'n algemene versoeningsoffer was nie, waar die verhouding tussen God en mens herstel word vir die sonde wat hulle gepleeg het. Maar dat daar 'n dankoffer was, om te sê, dankie Here, dat ons kan deel in die genade. Dan gaan dit verder, die wet van die Here, en hier is 'n groot saak vir vandag in besonder. Wanneer die wet van die Here op die klippe geskrywe word, hoor ons iets van wat die Here met Moses laat gebeur het, met tafels wat in die verbondsark gehou word, maar die klippe moes die wet van die Here opgeteken kry. En dan is hierdie wet gelees, 'n gedeelte van die wet is gelees, 'n groot deel van die wet is gelees, en waar die twee berge, die berg Gerizim en die berg Ebal, aanbiddingsruimte was daar 'n natuurlike amfitheater, en hulle vertel dat die klank ver kon trek. Dan word die wet van die Here voorgelees, en veral die gedeeltes, as jy sien daar van die seën en die vloek. Die seën en die vloek, veral in Deuteronomium 28, ek raai aan, lees dit. Wanneer ons in Deuteronomium 28 lees, is die frases omtrent soos volg: As jy luister na die woord van die Here, my gehoorsaam bly, van hierdie wet van my nie links of regs afwyk nie, met ander woorde, heeltemal gehoorsaam bly aan hierdie wet, my nie vergeet nie, sal jy seën ontvang van die land, die gewas wat moet groei, jou kinders wat moet lewe, alles wat jou moet toekom, sal jou toekom op grond van God se genadige wil. En sy wil sal geskied, maar, en dis waar die vloeke inkom, as julle die Here vergeet, van sy wet vergeet, hom afvallig begin raak, en wegbeweeg in 'n ander rigting, vergeet wie die Here God Almagtig is, vergeet wat hy met Jerigo gedoen het, vergeet wat hy by die rivier gedoen het, by die Jordaan, vergeet wat hy in die woestyn gedoen het, vergeet wat hy uit Egipte uit gedoen het, en vergeet wat hy hier in Kanaan kom doen het, dan sal die Here die vloeke oor jou bring, en is 'n lang lys. As jy die lys van seën lees, jy sien 'n so kort lysie, maar is omvattend groot. En wie daarna geluister? Ons lees daar in die 34ste vers. Daarna het hy al die woorde van die wet voorgelees, die seën en die vloek, net soos dit geskrywe staan in die wetboek. Daar was geen woord van alles wat Moses beveel het, wat Josua nie voorgelees het voor die hele vergadering van Israel, met die vroue en die kinders en die vreemdeling wat onder hulle saamgetrek het nie. Wanneer God se wil met ons is hy met ons almal. Verbondsouers, wanneer die Here met ons is hy met ons almal. Wanneer hy ons by hierdie doopvond verbybring, en ons 'n belofte laat maak, Here, ja, ek sal my kind onderrig, en laat onderrig. Ek sal u wet, o Here, laat weer klink in hulle gedagtes. Wat is die wet van die Here? Ons het dit opgesom gevind in Markus 12, ons vind dit ook in Matteus 22, ons vind dit ook in Lukas 10, ons vind dit in volledigheid in Exodus 20, ons vind dit in Deuteronomium 5. En dan sien ons hoe die profete dit inwerk,
Ons sien hoe Christus dit verduidelik in Matteus 5-7 in besonder. Ons sien hoe die Here Jesus dit konstant noem. Ons sien hoe die apostels in die Nuwe Testament, op die blaaie van die Nuwe Testament, die wet van die Here invou in leerstelligheid. Dan hoor ons een ding. Maak nie saak waar ek in die Bybel lees nie. Om God te erken as die enigste God, bly die uitgangspunt van die wet. En bly die uitgangspunt van geloof. My dogter behoort aan die Here. My kinders is vir my geleen. Weet hulle dit? Ek stap 'n pad, my pad gaan eindig, almal se eindig. Maar wat is die Here vir my, wat afvry van my seun en my dogter? Want hier gee ons nie vandag 'n naam nie, sy het 'n naam, pragtige naam. Hier staan ons voor die Here as getuie. En almal wat hier sit is getuie. Man en vrou en kind en slaaf en vreemdeling trek saam en hoor, God is Here en hy alleen. Dis wat sy wet sê en niemand hoef te wonder of dit hy is nie. Hy is God. En so is Israel geleer in hierdie stuk van die geskiedenis dat God oorwin, want dis hoe ons by Ai se oorwinning uitgekom het. Maar hy leer ons om verlossing te verstaan. Die eerste geslag het gesê, ja, ons is verlos van Egipte. Ons is deur die see, nou is ons in die woestyn, kan ons die beloofde land ingaan? Is 'n klomp wat sê nee. Die Here sê, dan is dit 40 jaar. Ek is julle God. Ek het julle verlos uit Egipte. Leer om verlossing te verstaan. Julle het 40 jaar tyd. En in die sterwe van die ouers, wat gesê het, ons gaan die land nie binne nie, is hulle geleer om verlossing te verstaan. Die Here herinner hulle 'n bietjie in die geskiedenis en sê, okay, hier is nou nie 'n see nie, maar kom ons kloof die Jordaan. Jordaan se water stop, ons stap deur die Jordaan. Onthou julle Egipte? Onthou julle die see? Ons het dit vir julle vertel. God verlos. Julle moet dit leer. Hoe verlos hy? Hy het gewys met bloed aan kusyne in die deur en daardie huis se eersgeborenes is gered. Julle moet verlossing leer ken en die God daarvan. Daar is net een wat so maak. Onthou julle die rooi tou wat uitgehang het by die huis van 'n Rahab. Sy is gered, die res is verlore, want God het gered. Sien julle verlossing? Ek is die een wat oorwin, sê die Here, en julle moet my verlossing verstaan. Ag, net 3000 is nodig, Josua, ons moet nie die Here, dit word nie so genoem, ons moet net nie vir Josua verontref nie, ons moet nie die res van die volk verontref nie. Die Here sê, gaan almal, ek sal die stad gee, dit gaan maklik wees, maar omdat die Here dit maklik maak, hy oorwin, nie ons nie, en hy wys ons verlossing. En dan bly die Here iets plaas wat nooit sal ophou nie. Die bloed in die rol van verlossing. Want hierdie groep mense moet nog sien, hy is op pad. Maar julle moet weet, God verlos deur die bloed. En hy oorwin met die bloed. En hy bly geloof behou deur die bloed. En daarom wanneer ons eindig in 'n Nuwe Testamentiese era op 'n kruis, in Jerusalem se grootste bloedfees van alle feeste, die Paasfees, word die kruis verrys. En op 'n berg, 'n koppie, skedelkoppie, word gesê, kruisig hom. Laat hy net doodgaan, dat ons hom nie weer hoef te sien nie. Hy moet verdwyn.
En sy verrysing word 'n verheerliking vir elkeen wat glo. En ons kyk na daardie kruis steeds vandag deur die lig van die verlossingsgeskiedenis. So wanneer die lam bloei, sien ons die kruis. Wanneer hierdie goed gebeur, sien ons die kruis. Wanneer ons hierdie goed hoor, sien ons die kruis. Want God het oorwin aan die kruis. En ons moet verlossing leer verstaan. Want dis hoe hy verlos. Ek kan niks doen nie. Ek kan niks doen nie. Hy het alles gedoen. Ek kan glo. En my kind met my saam. Mag die Here my leer om te verstaan. God oorwin. En ons moet ons kinders leer om verlossing te verstaan. Soos ek dit verstaan, gaan my kind dit leer. Ken ek die Here, sodat ek dit kan verduidelik. Mag die Here ons daardie genade skenk, meer as enigiets anders. Amen. Ons bid saam. O Here, ons Here, wanneer ons die grootheid van hierdie saak raak sien, 'n saak wat nie gemis mag word nie, is die rol van die kerk van Christus Jesus belangrik, om deur die geskiedenis heen, maar ook vandag, te verduidelik. Daar is lig in die Here, en daar is krag in sy woord, en daar is bestendigheid en hoop en sekerheid in hierdie instelling wat U geplaas het op aarde, U kerk. Ons bid dat U nou vir elkeen sal lei om te doen wat U vra, sodat dit kan wees genade op genade. Laat dit wees volgens U genadige wil, in Jesus naam. Amen.